Hulle wil nie, jy moet dit weet nie, maar die bewering dat die Sacred Name Bybel wêreldwyd verban is nie die waarheid nie. Die verbande Bybel. Dink daaroor. Wie het eintlik die mag om 'n Bybel wêreldwyd te verban? Wie? Die Bybelpolisie. Geen regering, geen kerk, geen geheime raad kan een boek wêreldwyd verban nie. En dit was verban gewees oor die wêreld vir baie eeue. Ja, kyk, in die geskiedenis is daar sekere Bybels wat in sekere plekke in die wêreld beperk was, maar daar was nog nooit 'n wêreldwye verbod op 'n Bybel nie. En dit was verban gewees oor die wêreld vir baie eeue. Dit is vrees aan jaarry. Skep agterdog. Die Bybel verban in die wêreld. En hier is die ding, indien hierdie sogenaamde restaurasie-Bybel regtig verban was, hoekom kan jy dit steeds aanlyn koop? Verban in die wêreld. As iets werklik verban is, word dit uitgevee, dit word onwettig, dit word onmoontlik om te kry, maar hierdie, enige ou kan dit kry, enige ou kan dit aanlyn lees, enige ou kan dit koop. En dit was verban gewees oor die wêreld vir baie eeue. So wat gaan regtig hier aan? Die Sacred Name beweging is nie 'n antieke vervolgde waarheid nie. Dis 'n moderne randgroep idee, 'n fringe idee, wat beweer dat net een uitspraak van God se naam geldig is. Maar dit is nie hoe die tale of Bybelse oordrag werk nie. Die volgende keer as jy hoor hierdie Bybel is verban, vra vir jouself, wie baat daarby om jou dit te laat glo? En dit was verban gewees oor die wêreld vir baie eeue. Weet jy hoekom sê hulle dit? Hulle sê dit, want nommer 1, dit skep 'n narratief dat hulle vervolg is, en nommer 2, dit skep 'n narratief dat hierdie boek een of ander geheime waarheid en geheime kennis dra wat jy nodig het. Dit is 'n bemarking foefie, 'n marketing gimmick. The restoration of the original Sacred Name Bible, the Rotterdam version. En volg my as jy wil sien hoe breek ons die waarheid van hierdie storie oop. Maar soos alles, voorsien die Vader dat die waarheid altyd tevoorskyn kom.